Goeienaand almal, baie welkom. Het is lekker om almal hier te sien. En ons gaan ons stemme by mekaar sit en vir die Here loof. En ja, kom ons konsentreer op elke woord wat ons sing, dat hierdie woorde ook in ons harte ingaan en 'n verskil maak. Dat ons nie sommer net sing vir die lekkerte nie, dat ons ook regtig die woord wat ons sing bedoel uit ons harte uit. Dankie vir die span wat hier vir ons help vanaand. Kom ons staan weer vir so 2 liedere. As hy. Kom
Goeienaand almal. Ek is dankbaar vir elkeen van julle wat hier is. Dat die Here het met jou 'n reëling vir vanaand. So baie welkom. Mag die Here jou aanraak. Ons het enkele goedjies, ons kollekte by die deur is vir Bybelverspreiding. Jy kan ook op ander maniere in die week gee. Dan maak ons dit by mekaar. Jy kan 'n EFT doen of jy kan by die kerkkantoor geldjie inbetaal vir Bybelverspreiding. Of by die deur en dan gaan ons dit by mekaar maak vir hulle. So, dit is die eerste ding. Die tweede ding, ons gaan weer lekker sop drink na die tyd. Gisterand se sop was baie lekker. Toe ek nog ons een aand in 'n ander gemeente gesê, vanaand was dit nou die A-span. Toe sê ek aan met die moeilikheid, by die volgende span wat inkom. Sê hulle, wie is ons nou? Nou vanaand, gisteraand nou die A-span gehad, wie is ons nou? Toe sê ek nie, julle is die platinum span. Hulle is dan so halfpad tevrede, maar nie baie gelukkig, want hulle het duidelik gehoor wat ek sê. So, vanaand is daar 'n great span, ek gaan nie sy titel sê nie. So ons gaan weer lekker sop drink na die tyd, onthou dat is heerlik, dit is baie lekker om saam te kyk. En ek hoop julle het julle boeke hier, julle skryf goed. Wie het nie skryf goed nie, laat ek net gou sien. Wie het nog nie gekry nie, gisteraand het. Dit is vir hulle wat ek soek. Nico, goeie of iets so, dankie. En 'n potloodjie ook sommer. Net die wat nog hier gisteraand gekry het. So een per gesin, en dan, julle moet notas neem aan daai papier. Anderste, ja, daar is 'n plekkie vir notas, die van julle twee wat wil skryf. En, as jy alleen is, vat jou een. Steek jou hande op, net daar waar nog kort. Is nog so hier en daar. As jy 'n potloodjie kort. Dit is net wel organised. Daar is net so 'n opsommingkie in die boekie oor wat ons gesê het en die toepassing daarvan is joune. Jy moet maar self daarmee woeker. En neerskrywe en dink wat die Gees vir jou sê, want die Gees wil praat met jou. Die Gees van die Here wil praat met jou. Dis hoekom ons hier by mekaar is. So vriende, voordat ons Wimpie. As hy Nico vinnig, kom vir my. Daarom Nick, daarom. Dankie. So, voordat ons begin, kom ons sing 'n laaste lied. En die lied is 'n innige gebed om vrede. Daai vrede wat net die Here kan gee. Daai vrede wat eintlik heelheid is. As ons sing, Here, gee ons vrede. Sê, Here, maak my heel. Maak my heel, maak my een en heel. Sit alles by mekaar. Nou draai my vas dat ek geanker is, dat ek heel is, dat ek een is. So kom ons sing dit. Halleluja.
Mag die ware vrede van Christus jou regtig laat een word met jou diepste binnekant, sodat dit wat buite is en wat binne is, versoen is met mekaar. Hoe maklik is dit om twee lewens te leef nie, die buite en die binne lewe. En dit ruk uit mekaar uit. Die een is in 'n storm en die een is in stilte, die een in stilte, die ander een in woesterny van invloede en jy's nie intak nie. En dan jy die Gees nodig wat vir jou vrede gee, sodat dit wat binne is en wat buite is, een is, versoend is. Mag hy vir jou vrede gee. So ons gaan nou vanaand weer kyk na jellymanne. Jy moenie dink julle gaan van my al wegkom nie, ek gaan julle looi met die jellymanne. Ek wil nie julle vrede verstuur nie, maar kom ons kyk gou na die bord en dan moet julle gou dink wat julle sien. En dink aan 'n geloofsgemeenskap. Maar julle moet alles sien wat julle kan sien. So het julle nou alles gesien. So wat het julle gesien? Sê gou vir mekaar net wat het julle gesien? Sê net gou vir mekaar, wat sien julle? Nou by jou is dit. Nou by jou. Ek gaan hoor wat jy sê. Ek kry eintlik lag met die jellymanne, as jy hulle mooi bekyk. Ek sien daar 'n paar goed wat jy laat lag kry. Right, so Estie, wat het jy gesien? Sien jy dat hulle bid? Jy sou dink hulle moes hom opgehelp het, maar jy sien hulle bid vir hom. Lyk so, nee, ek sien dit ook. Ek dink almal kan dit sien. En wat sien julle nog? Is daar 2 buitestanders? Ja, het jy hulle gesien? Sê weer, Christa? Hulle kyk so op 'n afstand, hulle staan so 'n bietjie in die buitekring, nee. Maar hulle kyk daarom ook. Wat sien julle nog? Hulle is daarom besorg oor daai een wat daar lê, nee. Dit is ook so, nee. Wat sien julle nog? Gisterand was daar net 2 klere, vanaand is daar 'n hele paar. Ja, dankie Andries. Ek hou baie van wat jy nou sê. Sien julle, daar's 'n klomp diversiteit daar, nee. Dit is nie almal, hy mense wat daar staan, is nie almal eners nie. Daar's 'n rooie, en groene, en 'n witte, en 'n oranje, en gele. Daar's 'n verskeidenheid van gawes daar dalk, né? Sien julle daai? So wat sien julle nog? Die jellymanne is vir my baie leersaam. Jy het 'n lens op, né? Kyk, nou sien julle, dis nou my vrou, né? Sy sê hulle bid en doen niks. Dis wat is nie ook maar so half gesuggereer het. Hulle is dalk net bid, maar hulle lyk nie of hulle iets gaan doen nie. Dis wat sy met my ook doen. Sy sê ja, maar jy doen niks. Sy aktief slaan op die hande. Hier moet nou iets gebeur. Ek kan nie net kyk nie. So wat dink julle van daai mannetjie wat daar lê? Wie is hy? Of sy? Iemand wat hulp nodig het, nee. Alright. Ek dink dit is 'n redelike dekkende antwoord. Dis iemand wat hulp nodig het, iemand wat siek is, seer is, swaar kry,
gestremdes, wie dit ook al mag wees. So dis ons jellymanne vanaand. En dis presies wat gebeur, en ek wil nie uitsluitsel gee oor wie wat nie, al wat ek wil sê is, dit kan so wees dat hulle dalk te passief is, dalk bid hulle, dalk is hulle net skrikkelik nuuskierig. Want dit sien 'n mens op, nee. Het julle al gesien wat gebeur by ongelukstonele? Hoe nuuskierig is mense? Hoe meer hulle net kan sien, hoe beter. As hulle sien daar is een wat dood lê, dan kyk hulle of hulle nie nog een kan sien. Is daar net een wat dood is? Nee, so maak ons. Ons is so nuuskierig. So ek is so 'n bietjie bekommerd oor daai ouens dat hulle ook net vrek nuuskierig is. Al net dan is dit dat nie die aksie ding gaan doen nie. Maar in die geloofsgemeenskap is daar baie rooi mannetjies wat plat lê. En waaroor ons vanaand dink is presies oor daai omstanders. Met die twee aan die agterkant wat so effens bietjie weg staan en nie so betrokke is nie. Maar alright is om daar agter te wees, ook in ons gemeenskap. Albertine. Want daai mense wat daar staan is almal hier in Albertine. Dit is 'n jellymannetjies van, ek het hulle gaan kyk, seker gemaak dat dit jellymannetjies van Albertine was. Right. So, ons gaan vanaand lees uit Handelinge 6 uit. So ons praat oor wanneer die Gees jou beweeg. Wanneer die Gees jou beweeg, gebeur daar uit die aard van die saak met jou absolute wonderlike goed. En ons het gister twee goed gesien wat gebeur. As die Gees ons beweeg, dan neem ons mekaar binne die gemeente bitter ernstig. En het ons vir mekaar gesê, as jou betrokkenheid nie sommer net 'n ligte saak. Jy kan nie, dis nie oukei as jy een kant wy nie. Nie in die Christelike geloofsgemeenskap. Dis nooit oukei nie. En dis nooit oukei dat die geloofsgemeenskap mense wat op die rand is nie soek. Dis ook nie oukei. Dit is die gisteraand het ons gesê, maar die grense verdwyn tussen gelowiges en ongelowiges in die sin dat daar nie oordeel is. Dat ons nie mense oordeel dat ons gelyk is. Dat ons nie mekaar minag nie. Dis wanneer jy die geringe laat struikel, né? Onthou julle, ons gisterand daai goed kyk weer in die boek. Dit sê iets daarvan. Nou vanaand lees ons in Handelinge 6. Dis nou hierdie geesvervulde gemeente. Nou mense het allerlei idees oor wat geesvervuldheid beteken. Julle, daar's vreemde idees oor wat geesvervuldheid is. Ek het al by mense gekom wat my vertel van geesvervuldheid dat ek bang is, dis 'n bose gees. Waarvan ek nou hoor. Snaaks so goed wat mense dan ook sou aanvang omdat hulle geesvervuld is. Nie normaal van die goed. Wat ons nêrens in die Bybel kry nie. Dis nie Bybel so goed nie. Jy kan altyd daai goed gaan vra, maar sien jy dit iewers daarvan in die Bybel? As jy nee, dit staan nie, daar's nie sulke goed in die Bybel nie. Dan moet jy klaar half versigtig wees. So wat is geesvervuldheid? Om betrokke te wees in jou gemeente en om te gee en nie op die rand te beland nie en om jou grense te laat sak. Dis geesvervuldheid. Dit sien ons by hierdie eerste gemeente wat nou die geesvervulde gemeente is. So in Handelinge 6 lees ons dan nou verder van die gemeente. Maar in die dae, toe die aantal disippels al meer geword het 'n gemor onder die Helleniste teen die Hebreërs ontstaan. Die Helleniste is die Grieke, né? Dis nou die ouens van 'n Griekse agtergrond in die gemeente. Omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. Die 12 het daarop die hele groep disippels bymekaar geroep en gesê, dis nie goed dat ons die woord van God verwaarloos om by die tafels diens te verrig. Broers, soek dan 7 mans onder julle van goeie getuienis en vol van die Gees en van wysheid wat ons vir hierdie taak kan aanstel. En ons sal ons dan
toelê op gebed en die bediening van die woord. So hier hoor ons sommer al klaar 'n klomp goed wat tipies is van 'n geesvervulde gemeente. Hulle bid en hulle bediening van die woord is belangrik en ons gaan nou kyk. Die voorstel het by die hele groep byval gevind en hulle het vir Stefanus, vol van geloof in die Heilige Gees, en ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, 'n proseliet uit Antiochië gekies. Hulle het 3 man aan die apostels voorgestel en die apostels het vir hulle gebid en hulle het die hande opgelê. En die woord van God het versprei en die aantal disippels in Jerusalem het aansienlik vermeerder en 'n groot menigte priesters het aan die geloof gehoorsaam geword. Nou vir die Jode was weduwees verskriklik belangrik. Laat ek dit net sê, julle sal sien, hierso is daar nou 'n probleem met die weduwees, ek gaan nou daaroor iets sê in die dorp, of in die stad is in Jerusalem. Maar vir die Jode was weduwees van die begin af baie belangrik. Julle sal weet in die Ou Testament word daar baie gepraat oor die weduwees, baie. Kom ek lees vir julle so 'n paar verse uit die Ou Testament oor die weduwees. Daar's baie. Né? So Eksodus 22. Geen weduwee of vaderlose kind mag jy onderdruk. As jy hulle onderdruk, sal ek beslis hulle noodroep hoor wanneer hulle dringend na my om hulp roep. So as 'n vrou 'n weduwee geword, sy geen inkomste gehad nie, geen man sy het uitgeval uit die samelewing uit. En dwars deur die Ou Testament sê die Here, kyk na die weduwees. Psalm 68 vers 6, 'n vader vir vaderloses, 'n regter vir weduwees, is God in sy heilige woonplek. Jesaja 1 vers 17, leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Deuteronomium 24, wanneer jy jou oes op die land insamel en jy vergeet 'n gerf op die land, mag jy nie teruggaan om dit te kry nie. Dit moet vir die vreemdelinge, die vaderloses en die weduwees agterbly, sodat die Here jou God al jou handewerk kan seën. Wanneer jy jou olywe afslaan, mag jy nie die takke deursoek waar jy klaar is nie. Dit moet vir die vreemdelinge, die vaderloses en die weduwees agterbly. As jy jou wingerd oes, mag jy nie die naoes agter jou afoes nie. Dit moet vir die vreemdelinge, die vaderlose en die weduwees agterbly. Daar's baie sulke teksverse in die Ou Testament wat presies dit sê. In Jakobus, in die Nuwe Testament 1 vers 27 staan daar, dit is suiwer en onbesmette godsdiens voor God en Vader, ons God en Vader, om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle ellende en jouself onbesmet van die wêreld te hou. Julle, daar's baie tekste oor weduwees in die Bybel. So nou het dit goed gegaan in die gemeente, hierdie eerste gemeente in Jerusalem, hierdie geesvervulde gemeente, né? Die gemeente het gegroei. Ja, elke dag is daar mense bygevoeg en hulle het ingekom, want hulle het nou hierdie mededeelsaamheid en omgee en grenslose uitreik en liefde gesien. Mense was beïndruk, hulle was nuuskierig, hulle het ingegaan kyk en hulle die evangelie gehoor van Jesus en tot bekering gekom. Natuurlik was die meeste van die Christene voorheen Jode. Biologiese Jode party, met ander woorde Jode wat nou afgestam het uit die ou volk van Israel uit, die stamme, die 12 stamme wat daar in Israel gebly het, so daai Jode wat nou tot geloof gekom het in Jesus, party van hulle was, van die gemeentelede was van daai Jode, maar julle moet altyd onthou, en ek het dit al van tevore gesê, daar was baie Jode, Joodse gelowiges, wat nie uit die Joodse agtergrond het gekom het, wat Grieke was en van ander tale en kulture, maar wat die Joodse geloof aanvaar het. Met ander woorde die wet aanvaar het en die Joodse feeste bygewoon het. Soos daar Ethiopiër op die waar, hy kom uit Afrika uit, maar hy was by die Pasga, hy lees Jesaja as hy teruggaan. Nee, so, hy was 'n Jood, maar hy's 'n swart man uit Kus uit waar vandag Ethiopië is. So, maar hy was 'n Jood.
Maar hy was nie 'n biologiese Jood nie, né? So hy het die Joodse geloof aanvaar. So baie van die Christene nou was mense wat uit die Joodse agtergrond het gekom het en ander het gekom uit die Joodse gelowiges wat uit ander kulture uitgekom het. Hulle het meestal Grieks gepraat. Dit was die lingua franca, die algemene taal van daai tyd. Maar die ou Jode het nog Hebreeus gepraat. En Grieks, hulle was tweetalig. Dis baie soos met ons met Engels en Afrikaans. So, die ou Jode kon nog lekker Hebreeus gesels, wat uit daai agtergrond uitkom. So hier kom hulle nou in die gemeente saam, en hulle is nou almal hierdie het nou tot geloof gekom in Jesus, so hulle is nou volgelinge van Jesus, en hulle is nou in een gemeente. Die gemeente sê Handelinge 4 vers 4 het gegroei tot 5000 mans. Nou, dis nou typiese Joodse ding, hulle tel nie die manne. Die stomme vrou, kom ons aanvaar as daar 5000 mans was, is daar ook 5000 vrou in die gemeente. So waarvan praat ons hier? Ons praat van 'n makro-gemeente, vandag se taal, in Jerusalem. Eerste gemeente, 'n makro-gemeente, 10.000 lidmate. Kom by mekaar in huise, gaan hulle by mekaar kom in kleiner groepe, huiskerke en so. Hulle het ongehinderd voortgegaan met hulle daaglikse byeenkomste, hulle tempel toe gegaan, hulle het die maaltye wat hulle geniet het saam as in hulle klein groepe in hulle huiskerke, het hulle in alle eenvoud geniet, en hulle het lofprysing gedoen, hulle het hulle toegespits op die leer van die apostels, hulle het dit wat die apostels vir hulle vertel het oor weer vir mekaar gesê, en hulle was besonder mededeelsaam. Dit het ons sonderdagoggend gehoor. Dit was egter nie lankie, as jy nou 10.000 mense by mekaar het, kan jy mos wel verwag, iewers gaan iets begin krap. Dit was nog maar net so. Ons ken mos nou mense, iets gaan begin krap. Selfs in hierdie geesvervulde gemeente, begin het krap oor die weduwees. Want die ding was so, daar was baie van die gelowiges wat nou uit 'n Grieks sprekende agtergrond gekom het, wat nou eers Jode geword het, wat daar kom aftree. Want Jerusalem was nou die sentrum gewees van hulle geloofsbelewenis, en hulle daar kom aftree, en hulle was ouer, en baie van die mense het nou weduwees agtergelaat. So daar was baie Griekse weduwees. En dan was daar nou die Hebreëse weduwees, nou in die Christelike gemeente. En interessant genoeg, as jy arm was of 'n weduwee was en daar was niemand wat vir jou gesorg het, as jy 'n Hebreëse weduwee was, met ander woorde in die Joodse agtergrond het en jou man sou toegang gehad het tot die binnekant van die tempel, wat ek gisteraan vir julle gewys het, dan kon jy op 'n Vrydag tempel toe gaan en 14 etes vir jou gaan kry vir die komende week. Hulle het 'n wonderlike stelsel gehad, barmhartigheidstelsel, by die tempel, die Jode. So jy het nou nog so 'n lekker Joodse koneksie, né? Jy's nou 'n Christen geword, maar jy kom nooit hierdie Joodse agtergrond uit, so jy gaan nou nog tempel toe dalk en kry nou nog maar die 14 etes daar. Hulle het in elk geval nog daar gaan aanbid. Maar jy gaan kry jou 14 etes. Maar die Griekse Christene wat uit 'n Griekse agtergrond uitkom, het nie meer daai toegang gehad nie. En wat nog gebeur is, die mense wat toe nou die weduwees versorg en wat besluit wie kry wat, was die apostels, die disippels van Jesus, né? Hulle was toe nog in beheer. En hulle deel uit en versorg, en uit die aard van die saak ken hulle nou die Hebreëse weduwees beter, want daar was al 10.000 mense. Hulle ken nie meer almal nie. Maar hulle self nooit die Hebreëse agtergrond uit, behalwe dalk van hulle naby vriende, maar die kort en lank af van is, in die proses word die Hebreëse weduwees heeltemal bevoordeel. Hulle kan tempel toe gaan, hulle kan by die Christene kan hulle geholpe kom, want hulle ken die apostels goed. En die Griekse gelowiges begin toe klaar en sê, maar ons weduwees kry baie swaarder as die Hebreëse weduwees in hierdie gemeente, in hierdie makrogemeente.
Julle kry die prentjie. So, verder het daartoe hier 'n slegte idee begin groei. Nou, daai idee groei maklik. Die van julle met die slegte harte moet pilletjie insit. Die idee groei baie maklik in 'n gemeenskap. En as ek hom nou sê, gaan julle dadelik sê, ja, ons weet wat jy nou van praat. Daar is van die gelowiges wat gesê het, en veral van die Hebreëse, van die tempelmense wat gesê het, charity begins at home. Ek wil nie daarop uitwy nie, maar ek wil sê, dis 'n ding wat baie maklik by ons ook gehoor word. As jy sê, maar jy wil help, maar onthou charity begins at home. Charity begins at home is nie 'n Bybelse beginsel nie, inteendeel, dis 'n onbybelse aanname. Dis onbybels. Want as charity at home begin het, so ek en jy nie vandag in die kerk gesit het, dan sou hulle nou nog in Jerusalem besig gewees het om al die Jode te probeer bekeer. Mense sê, nie maar ons moet die klaarmaak voor ons opbeweeg. Dan het hulle nou nog gesukkel in Jerusalem om al die Jode te bekeer. En nooit na Europa gegaan, Paulus en Barnabas. En dan het hulle nou nog net daar versorg. So, en Jezus vertel ons nou die verhaal van die barmhartige Samaritaan, waarmee charity at home sny. Hy sê, hy wil verduidelik wie is jou naaste. Dan vertel hy van hierdie Samaritaan, wat vir die Jood goed was. Charity does not begin at home. Nie as jy na Jesus luister. So, daai ding het ek nog daar begin leef. En hierdie was nie 'n storm in 'n teekoppie. Dis nie 'n ligte saak hierdie van die weduwees nie. Want dit raak die hele identiteit nou van hierdie geloofsgemeenskap, en daar het maar 'n bietjie tyd verloop. Die feit dat die storie nou in Handelinge 2 vers 42 vertel word van die mededeelsame gemeente, beteken nie dat dit binne dae of weke gebeur het na die begin van Handelinge met die uitstorting van die Gees. Ja, het nou al maande en tye verloop. En hier is hierdie geesvervulde gemeente. En skielik is die identiteit van die gemeente in gedrang. Hulle mededeelsaamheid, hulle omgee, hulle grenslose kyk na mense. Skielik is daar weer insiders en outsiders, binne en buite. En daai ou Joodse ding begin weer terugkry. Van binne en buite. Die woord vir versorging in die Nuwe Testament is die woord wat beteken die bediening van die tafels. Die bediening van die tafels, die bediening van die tafels is die bediening om vir mense kos op hulle tafel te sit. Die bediening van die tafels, die woord is diakonia. Nou daai woord sal julle moes nou al gehoor het. In Afrikaans praat ons van diakonie, ons praat van die diakens, wat 'n bediening het van die tafels, en as hulle hier voorstaan, hulle beloof wat hulle pligte as diakens sal nakom, en sê hulle, die bediening van die tafels begin by die bediening van die nagmaaltafel, want dis Jesus se tafel, en dan die tafels van die gemeente, om te sorg dat daar kos op tafels is. Dit is diakonie. En die apostels besef toe, maar hulle kan nie daai bediening ook meer doen nie, hulle sukkel en hulle begin agterkom, ons is besig, ons is deel van die probleem, en hulle kry toe al die mense by mekaar, hulle kon seker daar nou nie, al 10 is nie, maar hulle het 'n klomp by mekaar gekry en sê, hoe gaan ons hierdie probleem oplos? En vir die eerste keer word hierdie persoonlike goed sistemies hanteer. En dit is vreeslik belangrik om dit te snap, die kerk het sommer baie vroeg begin organiseer en probleme sistemies aangespreek, saam, met ander woorde. Georganiseer, aangespreek. Hulle kies 7 diakens, besluit hulle vol van die Heilige Gees, mense moet wysheid wat hierdie werk kan doen, sodat die apostels wat nou saam met Jesus geleef het, hulle kan aangaan met die bedieningswerk. So julle het nou 'n prentjie. Hier's nou 7 diakens.
En hulle werk is die bediening van die tafels. Te sorg dat daar kos op tafels is. Veral dan nou van die weduwees, en as jy nou gaan kyk, al die name, daar is 7 van hulle, die 7 het allemaal Griekse name, so dit lyk of hulle allemaal uit die Griekse agtergrond uit. Wat beduidend is, want daar moet 'n brug gebou word hier tussen die Hebreëse belange, wat beter beskerm is, en ook kies hulle 'n klomp mense uit die Griekse agtergrond. En wat hulle toe met hulle doen, hulle lê hulle toe die hande op. En ek sal môre aand meer daaroor iets sê, oor die uitstorting van die Gees. Die woord van God het versprei, sê Lukas, die getal gelowiges in Jerusalem het meer geword, selfs van die priesters, die Joodse priesters het tot bekering gekom, mega gemeente. Nou kom ons praat 'n bietjie oor versorging. 'n Christelike gemeente waar die Heilige Gees beweeg, is per definisie diakonaal. Hoor julle wat ek nou sê? Dit is per definisie 'n versorgende gemeente. As 'n Christelike gemeente nie sy versorgingsrol baie ernstig neem en sy bediening van die tafels baie ernstig neem, moet jy vir jouself vra of die Gees regtig daar bewegend is. Nou sit dit nou by 'n baie groot mededeelsaamheid onderling, maar ons het ook gehoor waar die grense weggevat is. So dis nie net meer binne die grens van binne en buite, binne die gemeente en buite die gemeente is weggevat. Dit doen Jesus. Nou ons nog gisterand daaroor gepraat. So hier is 'n gesindheid van versorging, van bediening van die tafels by hierdie klomp Christene, die 10.000 van hulle, en hulle moet nou groei en daai beweging voortsit in die bediening van die tafels. En hieroor moet ons as gemeente vir onsself baie kritiese vrae vra. Hoe lyk ons bediening van die tafels in Albertinia? Ons kon nou gisteroggend praat oor ons mededeelsaamheid, versorging, ons onderlinge verbondenheid en ons oop grense, maar hoe lyk ons bediening van die tafels? 'n diakonale versorgende gemeente sit nie 'n wag tot iemand kom vra vir nood, vir hulp. Hy kyk en hy sien nood en hy gaan spreek dit aan. Hy kan op baie maniere dit doen. Hy kan gaan liefde gee, hy kan mense se menswaardigheid gaan herstel, soos die storie van Petrus en Johannes, waar Petrus en Johannes vir die verlamde man by die poort gesê het, kyk op, kyk in ons oë. En hulle sy menswaardigheid herstel. Jy is 'n mens en ek is 'n mens, ons is gelyk. Waar daar nood is, kan ons in 'n gees en 'n beweging van versorging mense se menswaardigheid herstel. Ek het vergeet om dit gisterand te sê, daai malaatse wat Jesus gesond maak. Jesus vra vir hom, wat wil jy hê? Hy's malaats. Dan sê hy vir hom, maak my rein. Want die verwerping wat daai man beleef het, omdat hy sogenaamd onrein was vir hom slegter as sy malaatsheid. Die verwerping en die een kant toe gestoot wees deur sy omstandighede was vir hom slegter as sy malaatsheid. Sy maak my rein. En hy het natuurlik geweet, as hy gesond word, sal hy rein word. Maar hy sê spesifiek, maak my rein. Nou, 'n versorgende gemeente is 'n gemeente wat mense ernstig neem, hulle persoonlik ernstig neem, hulle in die oë kyk, hulle menswaardigheid herstel, hulle gelykheid herstel, en kyk na wat is op hulle tafels. Of daar kos is. En laat ons hieroor baie prakties wees. In hierdie gemeente se geskiedenis was daar 'n diakonale gees wat regtig die weduwees in die
gemeenskap baie ernstig geneem. En hy was 'n leraar, en spesifiek Dominee Edwin Tron, wat ongelooflike werk gedoen het, om die weduwees in hierdie dorp te versorg, sodat ons vandag nog hierdie ongelooflike tehuis het, wat 'n bate is, waarskynlik die grootste bate in hierdie gemeenskap. Vandag het ons oor 10 jaar versorgingsdienste en hulle lewer selfs tuisdienste, lewer etes en allerhande dienste lewer hulle aan bejaardes en weduwees in die gemeenskap. En daar is ook nou gesprekke aan die gang om weer want dit was voorheen daar tuisversorgingsdienste of 'n kliniek in Gouritsemond te begin en ook die tuisversorgingsdienste in Albertinia verder uit te brei. Dis uiters nodig. Uiters nodig. Hier's heelwat bejaarde mense wat nie toegang het tot of die kostes kan aangaan om in 'n huis te kom nie. En hier's heelwat bejaarde mense wat baie ingeperk is tot hulle huise. So dis deel van ons werklikheid. Hierdie is nie 'n vreemde ding wat in daai Jerusalem gemeente gebeur het en op ons geen betrekking het nie. Dit het volle betrekking op ons. So laat ek net sê, as daar weduwees en wese en vreemdelinge in jou gemeenskap is 'n versorgende gemeente absoluut oop oë om dit te sien, en daar waar die Gees beweeg, maak ons oë oop en ons sien dit, en ons maak nie soos die mannetjies wat staan en kyk, en die mannetjies moet my verskoon as ek nou aan hulle goed toedig wat nou nie hulle regte saak is nie, maar sou kyk na die vreemdeling, of die leetafel, of die weduwee wat nie kan bekostig nie, en kyk, en selfs afstandelik kyk, en dalk net vir hulle bid. Dis die evangelie van 'n gemeente waarin die Gees beweeg. Ons diakonie het begin om te praat oor die nood in ons gemeenskap. En dit gaan daaroor dat jy praat daaroor voordat die mense by jou kom klop. Want nou kom so af en toe hier so 10 of 12 mense wat kom klop vir hulle. En ons help hulle. Ons gee vir hulle kospakkie en so. Wat is hierdie punt hier? 'n gemeente wat beweeg word deur die Gees, sit nie en wag en kyk en sê, okay, kom nou ou, nou gee ek hom iets en dan wag ek weer tot daar weer eendag een kom. Dis mos so heeltemal iets anders. 'n Gemeente wat beweeg is deur die Gees, sit sy kragte bymekaar en hy begin sistemies kyk na die gemeenskap waarin hy in beweging gebring word deur die Gees en hy maak 'n verskil in daai gemeenskap. En toe ons die Jakens begin navraag doen en kyk na die groter prentjie van Albertinia, toe skrik ons dood. Want die kinders van ons gemeenskap, as jy sonder grense kyk, die kinders van ons gemeenskap, is in 'n treurige toestand, 'n groot hoeveelheid van hulle. In 'n treurige toestand. Ek vra vir die supervisor van die maatskaplike werkers van DSD, ek wil 'n bietjie tyd hê van een van hulle maatskaplike werkers, hulle het 4 hierso wat die werk op die oomblik. Sy sê vir my, Dominee, hulle het nie tyd nie. Ek sou vir jou bitter graag wil help, maar hulle het nie tyd nie. Ek sê, hoekom is hulle so besig? Hy sê, hulle doen kinderhofsaake, hulle is besig om Vrydag se kinderhofsaake voor te berei. 4 maatskaplike werkers, voltyds besig met voorbereiding van kinderhofsaake, sulke dik dockets in Albertinia. So, die vraag is, vriende, en as die Gees beweeg en ons is 'n geesvervulde gemeente, sou 'n mens kon kyk en sê, wel, dit raak ons nie, dit is nou nie ons mense nie, kyk, ons het nou baie redes hoekom ons kan sê, dat die probleem is ook groter as wat ons kan hanteer, en waar is die staat, jy weet, hoekom doen die staat nie wat hulle moet doen nie, en as die staat maar net gedoen het wat hy wou doen,
Geesvervulde gemeente werk nie met daai soort argumente nie. Hy werk met die drif van die Gees wat sê, gaan vat my liefde in die vorm van kos en genade na mense toe. So, op ander plekke kan die nood iets anders wees, maar in Albertina het ons al redelijk gekyk, hier's geweldige nood. En dan is die vraag, wie is verantwoordelik? Dan sê antwoord, ons. Daar's baie verantwoordelik, ons is verantwoordelik. Ons en baie ander, maar kom ons sê net vir die doel, ons is verantwoordelik. Ons is hier geplaas. Ons is God se gemeente hier. Ons is die geesvervuldes van Albertina. Ons is die mense wat daarvoor verantwoordelikheid dra. Jy kan sê nie alleen nie, natuurlik, maar ons. Ons is verantwoordelik. Wie is almal die jakens? Net die 8 wat gekies is. Nee, laat ons geen misverstand hieroor hê nie. Ons is almal die jakens. Ons is almal die jakens. En laat ek nou net op die positiewe kant sê, ek is nou 'n jaar hier so en ek het die gemeente nou so 'n bietjie leer ken. Dis mos nou lekker van dominee wees. Ek dink ek en Johan was nou die 2 mense wat nou al in die meeste huise was in Albertina, vir almal wat hier sit. As daar iemand is wat in die huise was, good for you. Maar ons was in baie huise. So ons het begin ons 'n prentjie kry. Die ding is, hier's genoeg geld, sodat hierdie ouer huis nie hoef te sukkel. Tussen die gelowiges van Albertina is hier genoeg geld, sodat hierdie ouer huis nie finansiëel hoef te sukkel. Daar's 'n ander probleem. Dis nie die hoeveelheid geld wat hier is. Daar's genoeg geld aan Albertina, so Albertina Versorgingsdienste sy dienste kan uitbrei na die weduwees en die wese in hierdie gemeenskap. Daar is genoeg geld hier. So die ding lê by ons motivering, dit lê by ons ingesteldheid, dit lê by ons geesvervuldheid. Dit kan ons onomwonde sê. Die tweede ding wat ek net wou sê is hier word ongelooflik baie gedoen vir mekaar. Kyk wat daar nood in die gemeente is, sien jy hoe mense help. Ongelooflik, fantasties. En laat daar nou net iewers iemand doodgaan, ek sê dit met baie respek, dan help ons ongelooflik. En laat ek op geen manier daaraan afbreek doen nie, dit is wonderlik. Maar iets bekommer my daaraan, want dit was ook waar van al die ander gemeentes waar ek nog was. En in die talle gemeentes waar ek gaan fasiliteeringswerk doen het en betrokke geraak het, was dit ook waar. Julle hoor, dit is nie noodwendig 'n uitsonderlike kenmerk nie. Ek was 'n gemeente wat diep gestagneer was, waar ek gaan fasilitering doen het, en wat die beweging van die Gees regtig gelykheid of het tot stilstand kom, dan het jy nog altyd dit gehad. Die vraag is of 'n gemeente sy roeping kan sprei in 'n gemeenskap. En daaroor moet ons baie goed nadink. En ons moet oor ons eie diakonaat nadink. Elke individu as priester, as diaken, moet goed nadink. Hoe grensloos is dit? Waar gaan ek daarmee heen? Ek sou nogal graag as ons nou weer diakonie vergadering hou met ons 8 diakens, 'n oop uitnodiging wou rig aan almal, aan die diakens, die gemeenskap van gelowiges, die diakens. En elke diakonie vergadering met die 8 eintlik die kerk vol mense wil ook. Diakens. Want almal is diakens. Geroep. Die beweging van die Gees is mos nie net in hierdie 7 mans gewees. Was mos in daai gemeente. So vriende,
Die ding met hierdie eerste gemeente is dat 'n mens by hulle sien wat doen die Heilige Gees. En daar's geen twyfel dat hulle gees vervuld was nie, en dat hulle gees gedrewe was. En die wyse waarop hulle hierdie ding met hulle wederwees en wese aanspreek, spreek tot ons oor geesvervuldheid. So laat ons onsself goed hieroor bedink. En wanneer die beweging kom om sistemies in hierdie gemeenskap verder te kyk as net na die een wat klop aan die deur, dan laat ons daarvan deel wees. Omdat ons besef die Gees is besig om 'n ding te doen. Amen. Here ons God, ons is nie van Jerusalem nie, maar ons is van Albertinia. En die nood in Albertinia is so groot. En ons is hier. En ons verstaan dat ons roeping hier is. En ons verstaan dat ons nie net kan wag en kyk. En dat ons nie net kan kyk na die gemeente se oorlewing, maar dat ons hier is om U diakens te wees. U bedienaars van die tafels van hierdie gemeenskap. In sy totaliteit. En ons verstaan dat dit moeilik is en dat ons nie een dit noodwendig kan regkry nie. Maar dat ons ook een verantwoordelikheid het. En dan verstaan ons dat ons sal met hande vat en soos wat hierdie gemeente gedoen het, Here sistemies begin dink oor wat ons kan doen om 'n verskil te maak en sodat die tafels van ons gemeenskap bedien kan word. En die huisgesinne en die weeskinders en die gebrokenes en die stikkenes en die wat eenkant beland het, Here aangeraak kan word. Sodat U koninkryk sal kom en dit hemel op aarde sal wees. Stukkie, plek, totdat dit 'n beweging is in Albertinia. Ons bid dit in U naam. Amen. Ons gaan afsluit, dan gaan ons staan, ons sing Ons Vader. Ons gee van Nicoline kans om voor te kom, ons sing Ons Vader uit ons hart uit. Dit is daai wonderlike koninkryksgebed en dan gaan ons afsluit en lekker saam eet by die gemeente se tafel.
Die genade van Jesus Christus, die liefde van God en die absolute kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees is en bly met jou.